Wilton Wonderlik met trots aan die gebring deur Extreme Wildlife Group. Welkom by Wilton Wonderlik. Ons kuier by Louis van Rensburg wat boer met buffels in die Suid-Kaap. April se uitgawe van Wilton Jag is Maandag beskikbaar by jou naaste handelaar en ons bring vir jou van die artikels waarna jy kan uitsien. Nuus in die bedryf, proudly sponsored by Swarovski Optic. See the unseen. Vleis Sentraal was behoorlik besig die afgelope naweek met heelwat veilings oor verskeie dele van die land. By die Game of Thrones buffelveiling in Tabazimbi was die hoogste bod vir die dag R650 000 vir 'n dragtige Oos-Afrika buffelvers. En 'n dragtige laafveld buffelkoei het vir R460 000 onder die hamer gekom. Die hoogste prys vir die dag betaal vir 'n manlike dier is R520 000 vir 'n jong Oos-Afrika buffelbul. Saterdag was die Tabamanzi Wildlife Services veiling op Bella Bella. Swart-witpenskoeie het vir 'n gemiddeld van R75 000 gegaan en die meeste betaal vir 'n swart-witpensbul was R31 000. 'n goue wildebeestbul het vir R50 000 onder die hamer gekom en die gemiddeld vir swart hartswater springbok oeye was R5500. By die Philippolis wildveiling het 3 buffeljagpakkette ter waarde van R130 000 verkoop. Ander jagpakkette het tussen R25 000 en R35 000 behaal. 'n tong in die kies wêreldrekord is tydens hierdie veiling opgestel. Volgens Vleis Sentraal is dit die eerste wat 'n springhaaspakket verkoop is, gesamentlik met springbokke. Die pakket het R8000 behaal. Op die Lazarus Game veiling op Albertina was daar 78 geregistreerde kopers. Gewone springbokke het vir 'n gemiddeld van R5000 stuk verkoop. 'n Swart-witpensvers het vir R200 000 onder die hamer gekom. 'n gemiddeld van R15900 is vir swart-witpensbulle betaal. Ook Lazarus se trots Zorro, 'n Nyala bul van 32 en 4/8 duim, se genetika is op pad na plekke sover as die Limpopo. Vir meer inligting oor Vleis Sentraal se veilings, gaan laai hul toepassing af op die Google Play of iTunes winkel. Ons kuier saam met brought to you by Benchmark Game Breeders, setting the standards. Die Wilton Jagspan het gedurende 'n besoek aan die Suid-Kaap die geleentheid gehad om by Louis van Rensburg te gaan kuier. Louis vertel ons meer oor sy buffelboerdery op sy plaas by die voet van die ou Teniqua berge, net buitekant George. Hier in die Suid-Kaap is ons plase relatief klein. Ons grond gaan R200 000 plus 'n hektaar, so jy kan nie meer winsgewend met 'n vleisbees hier boer nie, en dit is heelwat te klein om met melkkoeie te boer. My belangstelling in die wildboerdery en die wildbedryf, dink ek, kom uit my kennismaking met die jag toe ek klein was, en daarna was ek nooit sonder 'n stukkie landbougrond nie, en het ek altyd met beeste geboer. So dit het my aangewakker toe ek begin sien dat die wildboerdery raak 'n kommersiële aktiwiteit. Het ek besluit ek gaan nou hierdie tree neem, gaan al die beeste verkoop en ek gaan hulle vervang met buffels. Die buffels het my geprikkel ook omdat ons baie natuurlike gras hier het, hoofsaaklik koekoeilweidings wat deur die jaar groen is. Die buffel is 'n sogenaamde balkvreter. Jy moet vir hom baie gras gee en dan bring hy sy kant. So ek het na baie ondersoeke het ek besluit dat die buffel gaan die beste werk tussen die ou Teniqua berge en die see. Ek was ook bewus daarvan vroeg al dat destydse gouverneur Simon van der Stel op sy kruistogte deur die Kaapprovinsie vanaf Kaapstad af in die wilderness wat baie naby aan George is, sy eerste buffelbul geskiet het. Hy het hierdie groot draak, soos hy dit gedoen het, gesien staan tussen die riete, die bul geskiet
en hy het biltong gemaak daarvan. Die name Buffelsdrif, Buffelsvlei, Buffelsrivier, Buffelsbaai spreek dat hier waar ons vandag moet hulle boer, het hulle vrylopend geloop en dis een van die groot redes hoekom ek dink hulle so baie goed hier aanpas. Dit was aan die begin 'n uitdaging deurdat hoofsaaklik en meer in die noorde is die grasse soet van aard, terwyl ons hierdie welige groen kokojo ensovoorts het, maar is 'n suurgras. So wanneer jy die dier van bo af bring om sy mikrobes in die maag om te skakel, my pa het altyd 'n liter pensmis vir 'n skaap uit die Karoo ingegee. En binne 2 dae het hy die gras gevreet en was sy maag aangepas, maar 'n buffel kan jy dit doen nie. So in die begin het ons geleer, ons het skade gehad, ons het gesukkel. Shaka van Norman Adamy af, die hoofteelbul vandag, het 'n jaar of 2, 3 gevat om aan te pas op hierdie kokojo. Uiteindelik gaan dit goed met hom. Ons het geleer dat die antwoord vir ons is, as jy eerstens kan 'n buffel koop uit hierdie area van ons, dan betaal jy nooit vir hom te veel nie. Jy moet al daardie moeite doen, maar buffels was nog baie skaars hier, so ons moes buite koop. Ons het hulle begin sit in 'n klein kamp of 'n groot bouma met relatief min kokojo, en ons het van die voer wat hulle bo gevreet het, afgeraai, hulle of gemaal of die bale gebring, en hulle dan begin met 'n 10% kokojo mengsel met 90% van die voer bo, en dan so binne 'n maand dan het jy hulle oorgeskakel na ons kokojo en ons droë voermengsel wat ons gee. En as jy hulle so oorgeskakel het, dan kan jy hulle laat uitgaan en jy kan hulle op die natuurlike weidings laat vreet buite. Vir my is daar nie 'n verskillende bloedlyn buffel nie. Vir my is daar nie, alhoewel dit baie belangrik is in die bedryf, alles kan nie gaan oor horings nie. Vir my is daar 'n mooi buffel. En 'n buffel moet 'n temperament, 'n trotse dier, bly vir my iets absoluut besonders. As hy daai neus so lig, as jy tussen hulle in die kampe rondry, as ek met hulle kon gewerk het, persoonlik in die kraal gejaag het, sou ek dit gedoen het. Ek is lief vir die goed. Komende uit die slaghuise, sê ek vir jou, ons moet wildsvleis slaghuis toe vat. En ons moet wildsvleis 12 maande van die jaar op die rak hê, sodat ons vir die huisvrou kan opvoed, kan leer om dit gaar te maak, om dit te geniet, want dit is eintlik die enigste organiese vleis wat daar werklik is. Ons moet mooi daaroor gaan dink. Ons moet die naam wildsvleis verander. Ons moet resepte uitbring, ons moet promosie doen daarvan, maar ons moet dit higiënies oes. Ons moet kwaliteit verkoop. As ons 'n elandstyk verkoop, dan moet ons verkoop nie 'n 10 jaar oue beestyk nie. Ons verkoop gewisselde 2 jaar en 30 maande osse. So ons moet daardie kwaliteit, daardie higiëne van die vleis, daai proteïene is die bottom line. Daarbey kan ons nooit voeteer om aandag daaraan te gee en 'n sukses te maak daarvan nie. Daarbey saam, as ons kyk hoe landbou, toerisme, die wynbedryf suksesvol is daar niks wat in ons pad staan om hierdie deel van die bedryf oor die hele Suid-Afrika verder uit te brei nie. Ja, ons gaan teel, ja, ons gaan jag, ja, ons gaan die vleis verkoop. Maak seker jy kyk die 4 in diepte episodes van 'n gesprek met Louis van Rensburg wat ons sal uitsaai op ons sosiale platforms. In die volgende Wiltenjag word trots geborg deur Kemwet Steel and Fencing. The bushbuck has the widest geographic distribution of the spiral-horned antelope in Africa. It has an acute sense of hearing, sight and smell and will keep close to baboons to benefit from their alarm calls.
They are also excellent swimmers that can rapidly cover a distance of 3 kilometers. Learn more about these peculiar animals in our April edition of Game and Hunt. In general, the first few live game auctions of the 2017 season did not disappoint. Dr. Flippy Kloete provides his take on the first few auctions of this year. Read this article on page 130 to 132 in the April edition of Game and Hunt. From the April edition of Game and Hunt, we bring you a book review written by Chris van der Walt. What makes this review so special is that you can stand a chance to win the book sponsored by Safari Outdoor. To win a copy of this month's book on Frederick Everett, answer the question on page 108 and SMS book, your name and the answer to 34954, R1.50 per SMS. Daar is groot pryse te wen wanneer jy vir 12 maande of meer inteken vir Wild en Jag tydskrif. Teken jy in gedurende Maart, staan jy 'n kans om 'n CZ550 Lux 270 Winchester ter waarde van R15.000 te wen. Die tweede, derde en vierde prys is 'n triggerstick van Primos ter waarde van R3.000 elk. In die week wat voorlê, is aan die gebring deur Barlow Wool Toyota. Kom ons kyk wat voorlê in die wildbedryf hierdie week. Vrydag die 10de Maart is die Mebala Yarona Game Veiling in Rustenburg aangebied deur Vleisentraal en ook die Wildswinkel Bosveld 1 veiling wat plaasvind by die Wildswinkel lokale in Bella Bella. Vleisentraal hou Saterdag die 11de die CVO skool Potgietersrus veiling en African Game Auctioneers bied ook 'n veiling by die Mapata Macha Wildsentrum aan. Wild en Wonderlik bied aan jou die geleentheid om jou produk, diens, wildplaas of wildveiling tentoon te stel. Sou jy belangstel, stuur 'n e-pos na verona@wildenjag.tv. Maak seker jy volg ons op alle sosiale platforms en subscribe tot ons YouTube kanaal. Tot volgende week, totsiens. Wild en Wonderlik met trots aan die gebring deur Extreme Wildlife Group.